Ek is vreeslik jammer geliefdes, ek weet nie hoekom hy afgeskakel het nie, maar ek gaan maar voort en ek is nou jammer dat ek vir u 2 gedeeltes stuur, maar ek gaan maar voort om vir u net die uiteensetting van die boek van Romeine te gee. Ek het reeds vir u gesê, Paulus vra, het die Jood dan enige besondere plek in die hart van God? Dan sê hy ja, want die saligheid het na die heidene gekom deur die Jood. Daarom aan sy disippels die opdrag gegee, gaan eers na die huis van Israel, die Jode, en verkondig aan hulle, dat ek die Messias is, die een wat gestuur is, die een waarop hulle wag. En tot vandag toe nog wag hulle vir die Messias om te kom, hulle het Jesus Christus nie aanvaar as die Messias nie, maar hulle aanbid nog steeds God, en het nog steeds die verwagting van 'n Messias wat sal kom. Dan in hoofstukke 3 vers 21 tot 31, praat Paulus oor die saak van saligheid en selfs verkiesing, wat alleen deur die geloof in 'n mens se lewe 'n realiteit was, en nog steeds is. Dit is alleen deur geloof wat 'n mens saligheid kan ontvang, en dit is alleen deur geloof wat 'n mens Jesus Christus as saligmaker ontvang, omdat jy glo dat Jesus die Seun van God die enigste saligmaker is wat na hierdie wêreld gekom het. Daar is geen saligheid sonder geloof nie. Daar is geen regverdigmaking sonder geloof nie. Geloof in Jesus Christus, God se weg tot saligheid. Jesus het immers self gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand sal na die Vader toe gaan as hy nie deur my gaan nie. En net hulle wat hierdie saligheid en hierdie persoon Jesus Christus in hulle lewe aanvaar het, is die wat die uitverkorenes van God is die wat die saligheid uit die hand van God deelagtig sal word. Dan in hoofstuk 4 praat hy oor die weg van geloof tot al die seëninge van die Here. En gebruik hy die voorbeeld van Abraham. Abraham het teen hoop op hoop God geglo, en sy geloof is hom tot geregtigheid gereken. Ag, 'n mens kan gaan na Hebreërs 11 toe, jy kan gaan na Bybelse figure soos 'n Daniël, 'n Sadrag, Mesach en Abednego, 'n Dawid, en daar is baie ander wat ons kan wys op geloof, het die mens in 'n verhouding met God gebring en vir die mens oorwinning gegee. Hoofstuk 5 tot 8 gaan oor regverdigmaking. Ek is 'n sondaar en ek moet regverdig gemaak word. En hierdie regverdigmaking is dat God my sonde wegneem, dat God die geregtigheid van Jesus Christus aan my gee. Korintiërs sê dit ook vir ons, hy is sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En dan kom ons by hoofstuk 6, wat aansluit ook nog steeds by regverdigmaking, maar dan meer die klem plaas op heiligmaking. Met ander woorde, hoe moet 'n kind van God wat regverdig gemaak is, lewe? Wat is my verhouding tot die sonde? Wat is my verhouding tot die wêreld? Wat is my verhouding tot die vlees wat in my woon? In hoofstuk 6 is 'n ongelooflike hoofstuk. Hoofstuk 7 gaan praat hy daaroor, dat ek vrygemaak is van die wet, die sonde beginsel in my lewe, en dat ek 'n nuwe mens geword het, omdat ek in Christus Jesus gesterf het, en saam met hom opgestaan het in 'n nuwe lewe. Hoofstuk 8 gaan oor die stryd tussen die vlees en die gees. Dat die een wat ek volgens wandel, sal ek die vrug van pluk. As ek volgens die vlees lewe, sal ek sterwe. As ek in die gees lewe en die werke van die vlees doodmaak, sal ek lewe. Dan hoofstuk 9 tot 11 gaan oor die volk van Israel. Die verkiesing van die volk van Israel en hoe God oor Israel voel en vir Israel wil wees. En dan vers 12 tot 16, die praktiese toepassing van al hierdie leerstelling wat ons nou gekry het in die eerste 11 hoofstukke. Ek gaan later met u praat oor die 12de hoofstuk, maar hier het ek vir u 'n uiteensetting gegee van hoe die boek saamgestel is, wat sy leerstelling aanbetref in die eerste 11 hoofstukke. En ek vertrou dat dit vir u sal help, as ons deur die studie werk, om te besef met watter
faktore en met watter eienskappe ons werk en watter beginsel ons hanteer in die woord van die Here. Bid vir u die Here se rykste seën toe. Terwyl ons hierdie jaar met mekaar sal deel, mag die Here werklik vir my en vir julle besondere genade verleen en mag ons in die genade van God groei en volwasse word in Jesus Christus tot die volle grootte van die volle mate van Christus. Die Here seën vir u. Dit gaan 'n intensiewe boek wees. Ons gaan miskien lank aan hom spandeer, maar dit is 'n ongelooflike boek om te bestudeer. Seën vir u totdat ons volgende week weer saam met mekaar gesels. Goeiedag vir u.